Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Onthou dat jy altyd 2 dele van 'n gesprek kan beluister. Die een gedeelte is gratis en verniet beskikbaar op 'n hele klomp platforms en die tweede deel van elke gesprek is teen betaling beskikbaar op my Patreon blad. Baie dankie aan almal wat my so getrou steun op my Patreon blad. Ek waardeer dit verskriklik. En as jy dalk nog nie lid is van my Patreon blad nie, hoekom gemaak jy nie daar 'n draai nie en sluit aan? Die skakel kan jy op my Facebook bladsy kry net onder my naam. Vandag gesels ek met Annemarie van Wyk. Sommige van julle sal haar ken as Donsie van Wyk. Nou ja, Annemarie het onlangs met 'n fiets deur Turkye gereis. En ons gesels oor hoekom sy dit gedoen het en of dit 'n sukses was of nie. Lekker luister. Waar bly jy? Ek wil eers vir jou sê dat ek dink dit is 'n amazing idee wat jy het met jou podcast en ek het al na 'n paar episodes geluister en dis dis so nice. Ek dink is 'n wonderlike ding wat jy van stapel gestuur het en dat jy dit doen en met soveel mense uit soveel verskillende agtergronde praat en ja, ek is self afgunstig van jou goeie idee. Ehm Ek bly in Stellenbosch. Ek bly hier buitekant Stellenbosch in 'n veiligheidskompleks tussen Franschhoek en Stellenbosch. Baie mooi hierso. Ek het 'n uitsig hierso oor die ek is nie heeltemal seker wat is die naam van die berge nie, noem dit maar die Stellenboschberge. En dis baie rustig en stil en ek bly op my eie. Ehm Ja, dis lekker want ek kan gaan stap en ek kan gaan fietsry en is 8 kilometer buitekant die dorp en ja, so dis baie nice. Waar het jou liefde vir fietsry begin? O, ehm ek is seker so ek het 14 jaar gelede omtrent daar rond het ek begin fietsry, op 'n vriendin van my toe ons in Mauritius gebly het baie fiets gery. Hulle het verskriklik oor fietsry gepraat, het my verskriklik verveel as ons bymekaar gekom het almal net oor fietsry gepraat en fietsry gepraat. En toe het sy my gekry om 'n fiets te koop en toe het ek 'n fiets gekoop en saam met haar begin fietsry en verskriklik baie daarvan gehou en so mettertyd het ek net nog beter mens begin altyd so met die goedkoopste fiets en dan gaan jy aan en dan koop jy nog 'n fiets en dan koop jy nog 'n beter fiets en so en so. En so op die ou ende het ek nou ook 'n elektriese fiets. Ek dink ek het altesaam meer as 10 fietsse al gehad. Soos wat ek koop en verkoop om net die perfekte rit te kry. Ja, ek dink wat die toerdery aanbetref, het dit eers baie later gekom. Ek het eintlik maar net hier in die buurt rondgery of jy weet, daar in Mauritius was daar baie plekke waar mens kon ry en toe ons in Graamsstad gebly het, het ons baie oor die daar so 'n bergagtige gedeelte waar daar 'n lekker pad is. Daar het ek so 22 kilometer op 'n dag gery en ja, en dit is net iets wat ek so gereeld as moontlik wil doen want dit is altyd lekker. Dis iets wat altyd vir my plesier gee. En ja, ek baie afgeval al en seer gekry en ribbes gebreek en so aan. As jy gaan fietsry, dan gaan jy val. Ehm, maar ek neem dit nie baie ernstig op nie. Ek dra nie soos die klere verskriklik en jy weet, is in die fietsry gemeenskap in of so nie. Dis eintlik maar 'n aktiwiteit wat ek op my eie doen met Ja. musiek saam en dis net fietsry is baie lekker want jy kan alles sien, jy weet jy kan sien hier waar ek bly is daar byvoorbeeld arende wat hier in die berg 'n nes het en ek sien gereeld as ek ry
dan sien ek die arende en jy kan ruik. Dit is nie soos in 'n kar nie, jy ruik jou omgewing. Jy sien jy weet die hele 360 grade om jou en dit is 'n baie bevrydende gevoel wat jy kry en die ander ding wat ook vir my baie lekker is van fietsry is dit is uitputtend natuurlik as jy opdraande ry, maar daar's altyd 'n een of ander stadium as na die opdraande kom daar altyd 'n afdraande. Afdraande. En dan sit jy maar net, jy weet, dan sit Ja. jy maar net en jy kyk maar net rond en is vinniger as stap. Ek was altyd 'n krangige stapper geweest, maar stap is vir my nou te stadig en ek het probleme met my een knie. So dit is glad nie daar as ek fietsry nie, maar as ek stap is dit seer. So ja, fietsry is net vir my nogal 'n passie geword. Maar nou goed, wat vir my dan ek dink dan dadelik aan twee goed in Suid-Afrika. Die een is die kwaliteit van die paaie en die ander ene is veiligheid. En hoe navigate jy daai twee goed? O, hier waar ek bly in Stellenbosch is 'n absolute fietsry mekka. Hier is verskriklik baie mense wat fietsry. En die universiteit of die munisipaliteit tesame het oral fietsrypaaie gebou. Ek dink amper soos Nederland. Ja. Weet die kultuur het verskriklik verander die afgelope sê maar 10 jaar en mense ry fiets werk toe en die studente ry baie fiets en ja, die pas wat ek gereeld op en af ry is als hoogtepas, daar's 'n geel streep, so ek ry maar net in die geel streep en ag jy weet ek raak so hoog terwyl ek fietsry dat ek nie eintlik omgee nie. As daar nou maar ek het nie meer vrees nie, jy weet, dit is nou maar net as dit nou moet gebeur dan sal dit nou gebeur, maar natuurlik is dit nie iets wat mens ek het al 'n kar het al in my vasgery, maar gelukkig was dit Ja. nie baie ernstig nie, maar ja, nee, dis nie iets wat ek eintlik aan vreeslik dink nie. Daar is 'n element van jy weet van endorfine en so wat seker maak dat jy nie so bang is nie of ja, dat jy nie eintlik daaraan dink nie. So nee, in Suid-Afrika, wel hier waar ek bly veral, is daar so dit is te veel van 'n ehm uh tydverdryf vir te veel mense dat die karre is almal bewus van die fietsryers. Ja, ja, ja. Maar goed, die fiets wat jy het op die oomblik, ek neem aan dan dat dit 'n tipe van 'n hybrid is. Nou, dis nie in Nederland praat altyd van 'n wielrenfiets of 'n bergfiets. Maar jy ry Ehm so dun wiel ligte fietsie wat nee, ja. nee. Ek het vir my nou my laaste fiets en my fiets wat ek nou op die oomblik op verlief is 'n elektriese fiets. Hy kan ry sonder die battery, maar ja, dis net baie lekkerder om 'n elektriese fiets te ry. Ek raak nou 60. So ek sal nie meer lus vir sukkel nie. Nee, Ek wat dit wil hoef nie meer nie. ja, en jy weet as die stelte te erg raak dan sit jy maar net die masjien verder aan en op en dan ry jy vinniger en makliker en dit is net baie ek kan dit ontsettend aanbeveel veral vir mense wat onfiks is of mense wat ouer is wat weet wat knieprobleme het of rugprobleme of wat ook al, dis baie makliker om te ry. Ja, ek sal nooit weer teruggaan na 'n gewone fiets nie. Ek is Nee. nou bederf. Maar dis so en nou, doen jy ook toere in Suid-Afrika self of was die Turkye toer nou soort van die eerste toer wat jy ooit gedoen het? O, nee, ek het ons het hierso ek en 'n vriendin het hierso in die Cederberge al 2 keer het ons al daar gaan ry. En oral waar ek gaan as ek naweke sê nou maar gaan naweke saam met my kinders weg of wat dan vat ek altyd die fiets saam. Ons het ek het baie gery in die tye wat ons nog daar in die Knysna omgewing vakansie gehou, dan het ek altyd daar op die grondpaaie rondgery. Maar as ons oornagtoere het ons nog net in die Cederberge gedoen. Dit is nou alleen toere wat jy weet jouself die pad kies en so aan en al jou goeder saam met jou vat, jou tent en jou
kookgery en kos en alles vat jy saam en dan bly jy maar by kampeerplekke. Dis eintlik vir my verskriklik lekker. Ek geniet dit verskriklik baie, maar ek was ook al op heel party, seker 5 of meer, ja, meer is dit, georganiseerde toere wat mense vir jou die pad aanwys en jy ry agter jy weet jy ry op 'n sekere roete wat gemerk is en hulle vat jou kos en hulle gee jou kos, jou klere en hulle gee vir jou in die aand kos en so aan. Dis natuurlik baie duurder Ja, om ek so te dink. reis as om en so het ek ook al in Turkye in 2014 was ons ook al op was ek saam met 2 vriendinne op so georganiseerde reis waar jy daar ry 'n motor agter jou en daar's iemand op 'n fiets saam met jou en so aan. En dit is baie lekker, maar dit is eintlik vir my lekkerder om op my eie of saam met my vriendinne, jy weet dat ons kies waar ons wil heen ry en waar ons gaan slaap en so aan. So maar Daar's as meer jy dan vryheid by betrokke. natuurlik. As jy dan sê nou maar so ry, dan moet jy nou al daai goeie saam op jou fiets laai. En Ja, ek was nou nie bewus van hierdie situasie nie, want tot onlangs toe dit nou nie in my huishouding gebeur nie. Maar toe het ek nou 'n kind wat ontdek dat jy eintlik reg om Europa kan fiets so, maar hy het toe nou ja, sy eerste tog het hy toe nou gekies en dit is toe nou van Nantes in Frankryk tot onder amper in Spanje. En ja, ek dink dit was so 1000 kilometer gewees. Nee, ek lieg, sjoe, verskriklik dis 900 fantasties. 900 kilometer, ja. Ja, Ehm, maar toe kom ek nou agter dat hier is nou 'n baie interessante situasie want daar is 'n miljoen foefies wat jy nou alles vir jouself moet aanskaf ja. om jou lewe saam met jou te kan ry. Hoe doen Ja. jy dit? My grootste bron van inligting is eintlik maar YouTube video's. Ek het kyk, daar's 'n hele paar paartjies of mense wat op hulle eie ry en dan maak hulle video's daarvan. En weet mense wat soos daar's hierdie een paartjie wat van Nederland af gery het, ek dink tot in Japan. Wow. En dan het hulle gereeld video's gewys oor waar hulle nou was en so aan. Dit was my verskriklik interessant om hulle te volg. Daar's 'n ander paartjie wat ek op die oomblik volg wat in Tajikistan is op die oomblik. En hulle gee vir jou baie raad. Jy weet hulle sal nou vir jou sê oor watse tipe uh goeders werk die beste, watse tipe saalsakke om te hê, wat om alles saam te neem, wat is die goedkoopste of die ligste of die beste of hou die langste en so het ek al, jy weet, alles gekoop wat ek nodig het, die goedkoopste nie die goedkoopste noodwendig nie, maar die ligste stofie en die ligste kookgerei en alles al die hele idee is altyd om jou pakkaas so lig as moontlik te hou. So ek het 'n baie ligte slaapsak, 'n baie ligte tent, ehm en dan ja, en dan daar's allerlei foefies wat jy aan jou fiets kan vasmaak om vir jou meer plek te gee om jou waterbottels te stoor en so aan en ek het so mettertyd alles aangeskaf en ek is nou soort van klaar. Jy's nou Daar's gekiet. nie ek's nou gekit, ja, ek het nie nou nog nodig om nog van daai foefies aan te koop nie. Maar dis 'n geweldige gewilde tydverdryf. Ek dink veral in Europa, die mense wat met die saalsakke ry, hulle ry daai Eurovelo roetes. Daar's ek dink 13 Eurovelo roetes in Europa wat hulle ry langs die Rein af en so aan en ja, dit het my baie beïnvloed en my aangespoor om dit te begin doen. En die die idee is eintlik maar vryheid, die vryheid wat jy kry wanneer jy so 'n toer aanpak, jy weet, en ek dink dis hoekom meeste mense dit doen. Daar's 'n ontsettende gevoel van ja, geluk en vryheid. Ja, ek kan getuig dat my seun dit ook so ervaar het, hoor, dit was vir hom fantasties. En hy het Ja, dit nou heeltemal alleen gedoen, maar dit is ook 'n baie veilige roete en hy moes elke dan en wan incheck by sy ouers. So dit was eintlik minder vry as wat 'n ou sou gedink het dit sou wees, maar hy het dit nog steeds verskriklik geniet.
Maar goed, toe sien ek nou op Facebook Donsie gaan Turkye toe. Hoekom het jy weer Mm. vir Turkye gekies? Want ek bedoel in die Nederlandse optiek is dit nou nie die veiligste land op aarde nie. Ag ek het dit maar ek het op die einde dit maar gekies vir baie basiese redes. Ek was al daar. Dit was vir my 'n mooi en interessante land. Ek hou van ontwikkelende lande. Ek is nie so mal oor ontwikkelde lande nie. En dit is goedkoop. Die pryse vergelyk baie goed met Suid-Afrika. Die kos en verblyf en so aan is min of meer dieselfde as in Suid-Afrika. Dis maklik om 'n visa te kry. Jy doen net aanlyn aansoek en dan kry jy dit die volgende dag. So dit was basies baie praktiese redes. Jy kan direk soontoe vlieg van Kaapstad af. So dit was ja, dis maar hoekom ek Turkye gekies het. Ek is verskriklik bly ek het Turkye gekies want een van die goed wat toe vir my absoluut verlief op die land gemaak het, was die geweldige vrygewendheid van die mense en die vriendelikheid van die mense. En hierdie manier van reis waar jy so onafhanklik reis en jy is nie aangewese op 'n toergids of jy bly nie noodwendig altyd in hotelle nie. Het die gevolg dat jy baie interaksie met plaaslike mense het. Soos oral waar ons gekampeer het, in die klein dorpies waar ons gekom het, was daar geen ander toeriste nie. Dit was net ons twee. Ek was die eerste 2 weke alleen en toe die laaste 2 weke het my vriendin saamgekom en ek het nooit ooit bang gevoel nie. Ek het nooit eintlik die teenoorgestelde. Het geweldig welkom gevoel. Mense en ek dink jy weet Suid-Afrikaners is baie vrygewend en is baie vriendelik teenoor Oop. toeriste en gesels, hulle is oop en hulle gesels met vreemde mense en so aan. Maar die Turke het dit net na die volgende vlak toe geneem. Hulle gee dit oral waar ons gekampeer het, het mense, sê maar die mense wat langs ons gebly het vir ons waterlemoen aangedra of water aangedra of koekies gegee of vir ons vertel waarheen ons moet heen gaan en hoe ons moet ry en dit was net ongelooflik. Die vriende, die mense van Turkye was absoluut fantasties en ja, die ondersteuning wat jy gekry het, jy kon enige iemand op straat voorkeer om te vra waar is hierdie plek nou of waar moet ek nou afdraai of waar is die kampeerplek en ek dink ons het met een persoon nie die ervaring gehad nie. Die res van die tyd was dit net geweldige vriendelikheid. Ongelooflik. Ehm Ja, so ek vir maar as ek kyk na hierdie video's op YouTube en so aan al die fietsryers wat daar deurry, die toerfietsse, hulle sê dieselfde van Turkye dat hulle het ook daai ervaring gehad in terme van hoe mense ontvang word in die land, hoe vreemde mense ontvang word in die land. Ehm kom ons begin nou by die begin. Toe jy nou besluit het jy gaan, het jy toe nou eers gesoek vir iemand wat saam met jou wil gaan of het jy besluit nee wat jy gaan of daar nou iemand saam gaan of nie? En hoe het jou Nee, dis beplanning iets wat ek gewerk? nee, dit was iets wat ek al lankal wou gedoen het. Ek het al hierdie video's wat ek gekyk het my verskriklik geïnspireer om dit te doen. Ek het net nie voorheen die moed gehad nie. Ek was baie bang en ek kan nie eintlik oor hierdie hele ek kan nie oor hierdie fietstoer praat sonder om te praat oor my emosionele lewe die afgelope 2 jaar, 2 en 'n half jaar nie. Ek is na baie lank wat ek gedink het is 'n goeie huwelik, is skielik geskei Mm. en dit het my absoluut op die vloer gehad vir 'n redelike lang tyd. En die selfversekering daar was 'n gebrek aan selfversekering om so iets aan te pak. So dit het my tyd gevat om by die punt uit te kom waar ek gevoel het ek is nou sterk genoeg om 'n reis op my eie aan te pak en
Ek wou dit altyd doen. Dit was iets soos ek gedink het ek moet dit nou doen voordat ek 60 word. Ek moet nou voor my knie totaal ingee. En ek het uiteindelik sterk genoeg in myself gevoel om so iets te kan doen. So ek was totaal en al van plan om dit op my eie te doen. En en ja, die eerste 2 weke wat ek op my eie was vir my baie lekker want ek het ook nog steeds baie interaksies met mense elke dag gehad. Ek het nooit alleen gevoel nie, ek het nooit bang gevoel nie. Ek was heeltemal gelukkig om op my eie te wees. Maar my vriendin het toe gesê sy wil saamkom en toe het ons mekaar in Dalaman ontmoet en van daar het ons toe saam gery. Ehm ja, ek dink die motivering vir my om so aktief te wees is jy weet was depressie en angs. Prikkel, ja. En toe het ek ek het ek het mos die Victrix Lidorm in standaard 5 gekry. Vir die beste sportmeisie by Pretoria Oos Laerskool in 1977. So ek was nog altyd redelik aktief en sportief en so aan. En toe na my egskeiding het ek vreeslik sport begin oefen. Ek het ry elke dag omtrent fiets en of swem. So dit is iets wat ek weet wat my uit die gat uit gehelp het. Is om goed te voel in my liggaam, om goed te voel, ja, wat is die uitdrukking nou weer? Goeie gees. Wat? Goeie liggaam huisves goeie O ja, gees. ja, gesonde liggaam, hy Geson sê so ja, 'n goeie gees. Gesonde gees, ja, Gees, en ja. dit was absoluut vir my so. So dit is hierdie fietstoer Turkye toe was maar net die hoogtepunt van hierdie baie lang reis wat ek moes aanpak na heling en na gesond Mm. en om sterk te voel en ja, so dit was 'n emosionele reis ook. Dit was nie net 'n Dit is fisiese reis. dink ek sodat jy dink in jou kop, "Ah, so iets gaan my nooit oorkom nie." En B, gestaan nou maar dit gebeur met my, dan sal dit nie so erg wees nie. En as dit dan gebeur, dan is dit baie ja, dit is erger as wat mense eintlik verwag het, né? Die egskeiding, Ja. ek sê vir mense dis een van my gunsteling aanhalings is it's death without the casseroles. Want as daar iemand doodgaan, dan bring mense vir jou casseroles en mense bel jou en hulle ondersteun jou en hulle daar's 'n gemeenskaplike betreuring van die persoon wat weg is. En jy kry ek dink mense kry baie ondersteuning as iemand sterf. Mm. Soos jy moet. Maar as jy skei is dit ek weet nie hoe ander mense dit ervaar het nie, maar ek het dit ervaar as 'n baie vereensamende gebeurtenis in my lewe. Ek het baie vereensaam en niemand het vir my 'n kasserol gebring nie. En daar was nie 'n ondersteuningsgroepie, jy weet, of so wat elke nou en dan kom kyk het hoe gaan dit nou nie of so nie. Dit is 'n iets wat mense eintlik wil vermy in 'n gesprek want hulle weet nie om daaroor te praat nie. Dis iets wat vir hulle ongemaklik is. Veral oor dit gewoonlik dan jou naaste mense was dan ook vir jou eggenoot lief, jy weet. Dit is tog vir hulle ook 'n verlies. Mm. Want hulle gaan nou daai persoon waarskynlik nooit weer sien nie. En so dit ja, dis egskeiding is in sekere en is tot 'n sekere mate eintlik baie amper wil ek verstaan dit maar sy om te sê dit is eintlik baie erger as die dood. Want daai persoon hou dan ook aan met lewe en daar's goeters wat jy nog steeds met die persoon moet mee praat en Ja, kinders, né? organiseer en so aan en so die pyn hou aan en die irritasie en die seer en die ehm
Ja, dit hou aan dit sal vir altyd daar wees. Ek sê nie dit is jy weet, ek wil nie eintlik die twee met mekaar sterf en egskeiding met mekaar vergelyk nie en sê dis dieselfde nie, dis glad nie dieselfde nie, dis heeltemal andersters, maar dis 'n verpletterende ervaring. Dit verpletter jou. En veral as jy so lank getroud was, jy weet, ons was 25 jaar saam en dis soos 'n ledemaat. Dis soos 'n ledemaat wat jy verloor, wat jy dan moet leer om mee saam te leef sonder daardie ledemaat. Mm. En dit vat tyd. Elke soos wat elke verhouding uniek is elke egskeiding ook uniek en ja, ek het wat ek noem 'n toolkit en ek het dit baie van daai goeders gebruik soos die ondersteuning van vriende. Daar was 'n hele paar wat my baie goed ondersteun het en dan ook natuurlik terapie. Ek het ook baie opgelees oor een van die dinge wat in ons huwelik 'n probleem was ons is albei baie sleg om konflik te hanteer. Ons kon nie die konflik hanteer nie en ons het ook nie hulp gekry om die konflik te hanteer nie en ek dink dit was een van die grootste probleme is een van die grootste probleme wel nie ja, ek dink baie Ja, huwelike sukkel met daai absoluut. probleem. Mm, mm. Ons het eerder in vrede saamgeleef as om te praat oor die goed wat ons pla. En ja, so ek het opgelees oor konflikhantering. Ek dink ek sal nou baie beter gevaar het as 3 of 4 jaar gelede waar jy weet waar ons was in ons verhouding. En dan kan ek net ek het nou nie yoga begin doen nie, maar ek het wel meditasie, dit help ook baie en dan sport om oefening te doen was vir my absoluut die plek om heen te gaan om beter te voel en ek kan dit verskriklik aanbeveel. Ehm en dan eintlik maar op die ou einde van die dag is dit net tyd. Dis Ja, tyd tyd help, né? is die groot healer en om verby te kom verby die woede en die pyn en die teleurstelling is maar tyd en dan om weer 'n soort van 'n ander verhouding met jou eks te bewerkstellig, 'n werkende verhouding. Dit vat alles baie tyd en ek kan sê dat gelukkig is ek nou daar. Vir ons het 'n goeie werkende verhouding. Ons het, jy weet, ons gesels eenmal 'n week met mekaar en ek dink ons is albei bitter spyt oor alles wat gebeur het. Nie dat ons weer by mekaar sal uitkom nie, dink ek nie, maar ehm ja, die grootste seer is definitief verby en ons kom nou goed oor die weg. Dit is hier ook as ek uitgaan en mense ontmoet en so aan hier, dit is ontsettend baie mense wat geskei is en ek is so half ehm ja, ek dink mense moet klasloop om kinders te kry en mense moet klasloop om huwelike te Jy moet bedryf. Want dit is alles werk. Ja, dit is nie so maklik soos wat ons ouers gemaak het dit asof dit was. Kom nie van self nie, nee, nee. Ja, tog. Ek wil nou weer teruggaan want ek was gaan maar weer Turkye toe want dit is vir my fascinerend. Het jy voor die tyd die hele roete uitbeplan en presies besluit op die dag gaan jy daar slaap en dan daar slaap of hoe het julle nou maar gemaak soos wat die gier julle vat? Ek het soort van 'n idee gehad van die roete wat ek wil volg. Kyk, ek kry baie apps, fietsry apps wat vir jou roetes gee en dan kan jy nou daarin sit dat jy wil nie op die hoofweg gaan nie of jy wil nie op jy weet deur die stad ry nie, jy wil om die stad ry en so voort. So ek het gebruik gemaak van hierdie apps, maar toe ek nou daar kom, het ek op die einde maar meer so van dag tot dag. Ons het vandag besluit, goed, ons gaan nou môre soontoe ry. En ek het eers met my gewone fiets gegaan en toe het ek agtergekom maar dit gaan nou nie heeltemal werk nie want dit was geweldig styl en ek het baie stadig moes ry en ek kon nie baie kilometers af lê op 'n dag nie. So toe my vriendin nou kom, sy het 'n elektriese fiets gehuur, toe het ek besluit, okay, ek gaan ook 'n elektriese fiets huur. So ons het nie
ons kon toe nou ook nie baie ver ry nie, want die 'n battery hou nie Ja, so lank nie vir name as jy nou baie opdraandes en so ry. So ons het maar so, ek dink maksimum 50, 60 kilometer 'n dag gery dit en genoeg dan het is, dit dink ek. ja, nee, dis genoeg want dis ook al wat jy heeldag doen. So jy vat lekker breek. Jy weet jy het middagete en dan drink jy weer tee en dan so waar ook al jy of waar 'n plek vir jou mooi is, dan stop jy, maak ons koffie langs die pad. Dis altyd een van ons gunsteling goed om te doen is om net daar langs die pad te gaan sit in 'n skaduwee onder 'n boom en vir ons 'n lekker koffie te maak en ietsiekie te eet en so aan en dit is eintlik waar die vryheid inkom en dan net te kyk, okay, goed, ons is nou sê maar 40 of 50 kilometer van so en so af, kom ons ry soontoe, kom ons kyk of is daar 'n kampeerplek of wag, ons wil nou nie in die dorp kampeer nie, ons gaan nou hier buitekant die dorp kampeer. So ons het maar net elke dag gery soos wat dit soos wat dit kom en gevat soos wat dit kom en so dit was eintlik in daai opsig het baie goed afgeloop want ons het altyd 'n kampeerplek kon kry of 'n goedkoperige hotel ergens waar ons kon bly. Dit was nou ons het logisties het dit baie goed uitgewerk. Ek dink die logistiese gode was met ons gewees. Jy het van Wes na Oos gery? Ek het in Izmir begin. Ja, is dit nou Wes? Ja. Nee, dis Oos. So dis omtrent so 'n uur, dis 'n uur met die vliegtuig van Istanbul af en dan Ja. het ons oos gery Antalya toe. So Okay. ek het van Izmir af Antalya toe gery. Maar daar was dele waar die hoofpaaie ek onvermydelik op hoofpaaie moes ry en dit was nou vir my baie sleg want dan is die verkeer ry hulle baie vinnig en jy weet daar's busse en trokke en goeters. En dan het ek net eenvoudig die bussie gevat en dit hulle infrastruktuur is baie goed, hulle paaie is baie goed en hulle openbare vervoer is baie goed. So dit was baie maklik om jou fiets op die bus te laai en net na die volgende dorp toe te ry as dit vir jou te sleg was. En of wat jy weet wat ek gevoel het dis nou dit raak nou gevaarlik. So ek het nie 'n standaard gehad wat ek moes by volhou van ek moet nou vandag X hoeveelheid kilometer ry of ek moet nou by hierdie en hierdie plek aankom nie. Ons het maar so gery tot waar ons kom.